Met die reeks rondom Romeine. Ons gaan nou vanoggend kyk na Romeine 8. So julle kan saam met my blaai daar in Romeine 8 vers 1. Net eers daar stil staan. En dan gaan ek vir 'n paar goedjies daar wys. En dat ek hom op 'n manier verstaan die week soos nog nooit tevore in my lewe nie. Dit is altyd iets nuuts. En dit wat Paulus regtig probeer deurgee en wat is dit wat hy probeer sê is so ontsettend kosbaar. 'n Toonbeeld, 'n oopmaak van God se hart. Nou kom ons lees Romeine 8 vers 1. Ek gaan net eers een vers lees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou as jy dit op oog af luister, kan ek dink daar is geen veroordeling vir die wat na die gees wandel. So met ander woorde klink of dit uit werke uit kan wees. Maar nou in die meeste manuskripte in die amper sê is die tweede gedeelte van vers 1 bestaan nie daar nie, is nie te vind daar nie. So dit is 'n algemene feit dat dit 'n later byvoegsel is. Maar al het hulle dit nie bygevoeg nie, is dit wat Paulus, want jy gaan sien in Romeine 8 kry jy 20 keer die woordjie gees. So hy het 'n bedoeling met die woordjie gees. Jy gaan sien baie keer in hierdie hoofstukke, sien hoeveel keer gebruik hy die woordjie geloof in hoofstuk 4, want hy slaan die spyker, die hamer op die spyker se kop in en hy wil 'n fokuspunt hê en die fokuspunt hier is die gees, maar dis ook sy term vir iets. As jy byvoorbeeld kyk, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat is dit wat hy bedoel? Hy sê in Romeine 8 vers 9 sê dit, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Hy sê, hulle is nie in die vlees nie, hulle is in die gees. Nou, hoe is hulle in die gees? As naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So met ander woorde, wanneer is jy in die gees volgens dit wat hy in Romeine 8 gee? Wanneer die gees in jou woon. So sy term vir wedergeboorte in Romeine 8 is eintlik as die gees in jou is. As die gees in jou is jy gewederbaar, want dan is Christus in jou. So dit niks hier te doen in Romeine 8 vers 1 rondom om te wandel in die gees. Eers as jy wandel in die gees sal jy nie veroordeel wees nie. Nee, dis wanneer jy in Christus is en die gees van Christus is in jou, dan is jy nie meer onder veroordeling. Paulus se term vir wedergeboorte in Romeine 8 vers 1 is, as die gees in jou is. So daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat Christ containers is, wil ek amper sê, vir die wat die gees van Christus is, of die gees van God, wat binne hulle is, vir hulle is daar geen veroordeling. Maar hierdie versie, as jy nou eintlik hierdie hele brief moet lees, en jy kom tot op hierdie punt, moes dit soos 'n atoombom vir jou afgaan. Want dis die ontploffing in Romeine, in die brief van Romeine. Daar is dan nou geen veroordeling, op grond van alles wat hy van Romeine 1 dwarsdeur gesê het, tot nou toe kom hy op Romeine 8 en hy sê, dis my slotsom, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En hoekom is dit so belangrik? En dan gee hy hele beskrywing in Romeine 8 vers 1, want dit alles eintlik te doen rondom jou verhouding met God. En hoekom God sekere goed gedoen het. En hierdie het ek verstaan soos ek regtig dit nog nooit in my lewe raak gesien het nie. Maar kom ek vra gou vir jou, of kom ons lees gou vinnig Romeine 5 vers 1. Want ek het vir die vorige keer gesê dat Romeine 6 en 7 is wat jy eintlik noem 'n parenthesis. Jy moet daai twee blokke uithaal, Romeine 5 en Romeine 8 aan mekaar koppel. Hoe jy hom eintlik moet lees is, Romeine 6 en 7 is 'n parenthesis, want hy antwoord eintlik vrae wat die mens kan op grond van 'n stelling wat hy aan die einde van Romeine 5 gemaak het. Soos wat die sonde toegeneem het, het die genade toegeneem. So met ander woorde, ons is altyd onder oorvloed genade, daar kan nooit meer sonde wees as genade nie. Kom ons lees gou vinnig Romeine 5 vers 1 en dan die laaste vers in Romeine 5. Dan gaan jy dit beter verstaan. Omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So ons is deur die geloof geregverdig en daai geregverdigheid gee wat? Dit gee vrede met God. So dit bring jou op 'n plek van geestelike rus, waar jy geestelik tot ruste kan kom in jou verhouding wat God aanbetref.
Dan is die hele beskrywing, dan sluit hy Romeine 5 vers 1 af, of kom ons lees vers 20 en 11, maar waar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Baie belangrike gedeelte hierso. Want hy sê, daar's nou vrede by God, as gevolg van ons geregtigheid, wat deur die geloof gekom het. Hoe kan daai vrede konstant bly? As gevolg van genade. Hy sê in Romeine 5, maar waar die wet daarby gekom het, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so die sonde het geheers in ons tot die dood, maar ons is nie meer tot die dood nie. Ons het saam met Jesus gesterwe, dood, onder die heerskappy van die sonde. Die heerskappy wat hy oor ons gehad het, was die ewige dood. Maar ons is nou onder die heerskappy van die genade, want ons het saam met Jesus opgestaan. So daar's 'n nuwe heerskappy oor ons, en dis die heerskappy van die genade tot die ewige lewe. Tot die ewige lewe. Daar's 'n ander mag en krag wat nou oor jou heers, en dis nie die mag en krag van die sonde nie, want die sonde het nie meer mag en krag en heerskappy oor jou, om jou in die ewige dood in te stuur nie. Die genade het nou heerskappy oor jou, en dis 'n mag en krag wat in jou werk, wat jou in die ewige lewe gaan instuur. Daar's 'n nuwe heerskappy, 'n nuwe meester oor jou aangestel. En omdat dit daar is daar vrede tussen jou en God op grond van die geregtigheid wat jy ontvang het deur die geloof. Waar daar nie genade is nie, is daar nie rus en vrede nie. En op grond van hierdie vers 1 en die laaste vers in Romeine 5, kom hy tot by die slotsom. Daar is dan nog geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Hoekom nie? Want ons is deur die geloof geregverdig. Geregtigheid beteken in 'n posisie van volmaakte onskuld. Daar kan dus niks fout meer in jou gevind word of in jou gesien word nie. Die fokus is nie meer op jou sonde nie. Toe jy onder die heerskappy van sonde was die fokus op jou sonde en jou tekortkoming, en jy was heeltyd onder 'n tugmeester. Maar nou dat jy onder die genade is die fokus nie meer op jou sonde nie, maar op die feit, wie is in Jesus? En dit bring vrede. En omdat jy in genade is, en genade baie oorvloediger is as sonde, is daar geen veroordeling nie. Dit beteken, jy kan nooit in veroordeling kom nie. Wat God eintlik hier sê is, ek sal my kinders nooit verloor nie. Want hulle sonde kan nooit meer as die genade wees nie. Nou kan jy verstaan, hoekom het hy Romeine 6 en 7 geskryf, juis om daai ding te beantwoord, dat ons hele lisensie het om sonde te doen nie. Ek gaan nie vanoggend daar praat nie. Maar hier is die belangrike ding, waar Romeine 8 gaan, in die lig daarvan. Daar is dus geen veroordeling meer vir die wat nou in Christus Jesus is nie. Kom ek vraag of een, dit is hoekom Romeine 5 se eerste vers en die laaste vers so ontsettend belangrik is, dat jy nie meer onder die heerskappy van die sonde is, wat jou wil lei tot die ewige dood nie, maar jy is onder die heerskappy van die genade, wat jou wil lei tot die ewige lewe, en die genade is altyd meer oorvloedig as die sonde, so jy is nooit uit die genade uit nie. Jy sal vir ewig in die genade staan. Dit is wat vrede bring. Sê gou vir my, het jy vrede in jou huwelik? As jy by die huis kom voel as 'n swaard oor jou kop, en dan word heeltyd gefokus op jou foute. Jy het alweer nie dit gedoen nie. Jy praat te min, jy kyk net TV, jy doen net dit, jy's bobbejaan. Ag, heerlikheid. Ag nee. En is net fout vind. Sê gou vir my, is daar vrede in daai verhouding? Nee, daar's turmoil. Daar's nie vrede nie. Daar's nie rus nie. Kan 'n intimiteit wees? Ware intimiteit? Nee, is 'n gebrekkige verhouding, is 'n stikkende verhouding. Enige plek waar veroordeling is daar nie rus nie en daar's nie vrede nie, daar's 'n gestoei. Want veroordeling fokus altyd op sonde. En as dit op sonde fokus dit op die dood, nie die lewe nie. Dis wat Romeine 8 eintlik sê, ek gaan dit vir jou nou wys.
Waar veroordeling is daar altyd 'n fokus op dit wat verkeerd is, op dit wat nie reg is nie, op dit wat gebrekkig is, op dit wat nie daar is nie. Dis altyd gefokus op die foute van 'n mens. En wat God eintlik hier wil sê is, my seun en my dogter, omdat jy nie meer onder die heerskappy van sonde is wat lei tot die dood nie, maar jy is onder die heerskappy van genade en jy is geregverdig deur die geloof, want is 'n posisie van volmaakte onskuld, is tussen my en jou is daar nou vrede, want daar's geen veroordeling meer vir jou nie. Ek, as die hemelse Vader, fokus nie meer op jou tekortkominge en jou foute nie. Jy is nie meer onder 'n tugmeester nie. Daarom is dit so belangrik dat ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder die genade. Ons is onder die genade. Hoor gou hier, Romeine 3. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. He judged sin. En God se veroordeling het oor hom gekom, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat na die vlees wandel, nie maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. En hier is die belangrike een. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit ontwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Jo, is hom ontsettend kosbaar wat hy hier sê. Ek hoop u hoor dit. Waar daar veroordeling is geen verhouding met God nie. Want daar is nie vrede nie. Wat bedoel hy hier om in die gees te wandel? Dis om die dinge te bedink van genade en lewe. Mense wat in die vlees wandel, en al is hulle gered, bedink vleeslike dinge, en die vlees bedink wat sê hy hierso? Want wat die vlees bedink is die dood. So as jy onder geestelike veroordeling heeltyd lewe, want daar's net fout met jou, en jy is heeltyd onder die aanklag, alhoewel God sê daar's geen veroordeling meer nie, maar jy voel heeldag veroordeel, dan beteken dit jy, my broer en suster, wandel in die vlees, al dink jy jy's hoe geestelik. Dis een van die groot toetse, of jy in die gees wandel of nie. Is of jy lewe onder konstante veroordeling in jou lewe. Die ander toets is natuurlik, as jy heeltyd fout vind by mense, en jy sien net heeltyd hulle foute en hulle gebreke, is die een ding is, jy wandel in die vlees, al dink jy is vreeslik geestelik, want die vleeslike dinge bedink vleeslike dinge, en dit is die dood. Want jy fokus heeltyd op dit wat nie reg is nie. Dis vleeslik. It's not spiritual, and it's not grace. Daarom sê Paulus in Kolossense, maar bedink hemelse dinge, nie aardse dinge nie. Want hemelse dinge is wanneer jy lewe bedink. En wat gaan die gevolg wees? Jy gaan lewe begin beleef in jou verhouding met God, en in jou verhouding met jou medemens, en verhouding in jou huwelik, en verhouding met jou kinders. Maar die moment as jy aardse dinge bedink, en jy is in die vlees, al is jy gered, gaan jy heeltyd fokus op dit wat fout is en verkeerd is, en jy gaan heeltyd gebrek sien in mense, jy gaan heeltyd gebrek sien in jou, en jy gaan net heeltyd vind hoe jy nie goed genoeg is vir God nie, en God is heeltyd besig om jou te tugtig, en jy voel heeltyd veroordeel, en waar veroordeling is daar nie vrede tussen jou en God nie, daar is nie vrede tussen jou en mense nie, daar is nie vrede in die huwelik nie, daar is nie vrede in verhouding met jou kinders nie, want wat is dit wat jy eintlik beleef? Dood. Dood bring altyd iets tot 'n einde. Waar daar dood is, kom iets tot 'n einde. Waar daar lewe is, gaan iets voort. Maar waar daar veroordeling is, kan daar nie lewe wees nie. Veroordeling sal altyd iets tot 'n einde bring. Dit gaan ook 'n einde bring aan jou verhouding en jou verhouding met God. Want jy gaan nie lewe beleef nie, jy gaan dood beleef. En wat God eintlik hier wil sê is, my kinders, as jy tot die hele klomp hoofstukke gaan, jy kom, daar is nou geen veroordeling nie. Wat God eintlik wil sê, my kinders, weet jy wat is my grootste verlange, want dis sy hart hierso. Dis sy hart, weet jy wat is my grootste verlange met my kinders, is dat hulle lewe sal begin dink, onder die genade, sodat hulle kan agterkom,
Die ongelooflike vers in Romeine 8, wat hy sê, wat sal ons dan van al die dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis wat hy wil hê jy moet klik. Ek is vir jou, ek is nie teen jou nie. Sien my hart as 'n vader, ek fokus nie op jou foute nie. Ek het alles gedoen in hierdie pad. Dat jy kan agterkom, ek is vir jou en ek is nie teen jou nie. En ek is so vir jou, my kind, dat jy in die genade moet lewe, sodat jy lewe kan beleef, sodat jy die volgende kan beleef, want waar veroordeling is, kom 'n verhouding tot 'n einde. Maar waar jy in genade is en jy bedink die dinge van die lewe, dan is Romeine 8, wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskryf is, om eon wil ons die hele dag gedood, ons is gereken tot slag, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Wat God wil hê jy moet klik is, niks kan jou skei van my liefde nie. Want daar's geen veroordeling nie. Jy's geregverdig. Maar weet jy wat bring 'n skeiding in daai liefde? When you are walking in the flesh and you are thinking the things of the flesh, and that leads to death. That leads to end of intimacy in your relationship to God and people and yourself. Maar waar jy onder die heerskappy van die genade lewe, wandel jy in die gees en jy bedink lewe, en daar gaan iets voort, want dit begin lewe broei. En dit bring nie skeiding tussen jou en God nie. Daar's geen, wie kan julle skei van my liefde? Jouself. Deur dit wat jy bedink. Deur dit wat jy toelaat om oor jou te heers. Jy bepaal dit. Vergeet van die Satan. Skop hom by die ruit uit. Dis baie keer hierdie dingetjie tussen jou ore. Maar skry die Satan al die skuld. Hou op vir hom blame vir al, jy gee hom hopeloos te veel krediet. Is hierdie ding in jou kop wat nie glo nie. Wat nie glo nie. Daarom sê as die kraksvers van Romeine, julle nie begin, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die ding is, of jy glo wat God in sy seun kom doen het, of jy gaan dit nie glo nie. En as jy dit nie waarlik glo nie, gaan jy dalk gered wees, maar jy gaan lewe in veroordeling. En waar jy lewe in veroordeling, gaan jy dood beleef op 'n daaglikse basis. Op allerlei verskillende verhoudingsvlakke. Goed gaan tot 'n einde kom. 'n Persoon wat heeltyd lewe onder geestelike veroordeling, kan nie God geniet nie. Hy kan nie God geniet nie. Hoekom wil hy voortgaan met 'n verhouding wat hy nie kan geniet nie? Daar's nie intimiteit nie, daar's nie lewe nie. Hy's gered, maar is eintlik geen verhouding nie. God is daar, hy is hier, maar is niks. In die huwelik, né? Baie keer so. As 'n huwelik, maar dit is eintlik nie 'n huwelik wat bestaan. Daar's nie meer lewe nie. Pas op in jou huwelik. As 'n konstante veroordeling is, en as jy huwelik begin voel soos 'n tugmeester, sal 'n huwelik tot 'n einde kom, want daar's nie meer lewe nie, daar's dood. God wil hê jy moet begin fokus op die genade, en op dit wat ek kom doen het in sy seun, sodat jy sy hart kan sien, want hy's nie 'n tugmeester nie. Die wet was die tugmeester, jy's nie meer onder die wet nie, jy's onder die genade, jy's onder 'n nuwe heerser, wat jou na ander plekke wil lei, na die lewe wil lei. Die sonde was jou heerser, en hy wil jou lei na die dood, maar nie die heerser van genade nie. Hy wil jou lei tot lewe, en lewe in oorvloed. But you're gonna have to believe it. You're gonna have to believe it. En ek sê vir vandag, sê weer soos wat ek 'n paar keer hierdie reeks al gesê het, ons staan nog steeds vandag volgens voor daai keuses. Jy gaan of die Satan glo, soos Adam in die tuin van Eden. En hy het vir jou gelieg. En jy glo hom. Jy glo eerder die leuen, as wat jy God glo om te sê, eet van die boom van die lewe en jy sal versekerlik lewe tot in ewigheid. Maar nee wat, jy glo eerder die Satan met sy leuns, want dit maak vir jou kop sin. Dit maak vir jou vlees sin.
Want baie maal dit wat God sê, maak nie vir die vlees sin nie. Dis moeilik om te vat. Daarom is dit geloof. Jy moet dit glo, al maak dit nie vir jou sin nie. Al kan jy dit nie sien. Abraham moes God glo, lang voor hy die belofte gesien het. Jy gaan God moet glo, al kan jy dit nog nie sien. Of jy sal nooit die belofte proe nie en beleef nie. Abraham is die vader van geloof. Hy het God geglo en is tot hom gereken, geregtigheid, omdat hy die belofte gevat het wat hy nie kon sien nie. Al het dit nie vir hom sin gemaak nie. Vergeet van sin maak, glo hierdie woord. Die wêreld wil dit nie vat nie, want dit maak nie vir hulle sin nie. Wat se God, Vader, sal sy kind laat sterf? Because it doesn't make sense. Hulle sê hy's 'n slegte pa, but there was no other way. Hulle verstaan nie. Hulle dink hulle is slim, maar hulle het dwaas geword. Raak eerder dwaas, sodat jy wys kan word, volgens die woord. Kom, ek sluit hier af. Ek wou nou nog in reverse gegaan het,